Ek is besig om te praat oor die huwelik en ek het hier gesê dat daar's 20 punte, miskien meer hang af voor die gees van die Here lê. Wat groei verhinder. Ek kan gerus die eerste video gaan kyk waar ek dit bespreek. Die eerste ding wat ek wil noem van wat groei verhinder, wil ek noem die spook van die verlede. Nou ek glo nie in spooke nie, maar ek het dit nou maar net die titel gegee, want 'n spook is iets wat jou hond en wat nie toe kom, spook is iets wat dood is en wat uit die verlede uit terugkom. Nou die spook van die verlede is basies jou verlede wat jy nie meer gedeel het nie. Jesaja 43 sê, dink nie aan die vorige dinge nie en sla nie ag op wat vroeër gebeur het nie. Paulus skryf ook, hy sê, ek strek my uit na wat voor is en ek vergeet die dinge wat agter my is. Baie keer in die huwelik het ons dinge wat ons saambring in die huwelik in van ons verlede, wat ons nog nie meer gedeel het nie. Ons word verskillend groot gemaak, kom uit verskillende huise, verskillende kerke ook selfs dalk, verskillende waardes en prinsipe, verskillende skole dalk, dorpe, en al hierdie dinge het 'n invloed om ons te vorm soos wat ons is. En wanneer 'n mens trou, dan word hierdie twee verskillende mense by mekaar kom en een word. En soms veroorsaak dit maar 'n bietjie konflik. Maar wanneer 'n mens nie mekaar se verlede verstaan nie, en dalk bagasie van dinge wat jou seer gemaak het saambring sonder dat jy daarmee gedeel het, dan beïnvloed dit jou huidige huwelik. Ons almal kry seer in die lewe, dinge gebeur met ons wat letsels laat in ons lewe. En as ons nie daardie dinge uitsorteer nie, dan kan dit ons huwelike ook beïnvloed. Kan dit die groei in ons huwelike beïnvloed. Ek dink aan misbruik dalk wat in jou kinderdae gebeur het, seksuele misbruik, fisiese mishandeling, verbale mishandeling, 'n pa wat baie rigied was en streng was, onregverdig was, ma wat jou verskree het, of wat ook al. Ek wil nie praat oor ouerskap vandag nie. En hierdie dinge bring ons dan in die huwelik in, en dit veroorsaak baie keer dat dit ons terughou om te groei, want dit hou ons vas. Dit laat my dink aan een van my dosente wat vertel het van, toe hy pas getroud was, maak sy vrou 'n heerlike bord kos vir hulle, en hy het groot geword in 'n huis waar jy tomatiesous op alles gooi. En sy het groot geword in 'n huis waar as jy tomatiesous op kos gooi, dan was die kos nie so baie lekker nie. En die eerste ding wat hy doen toe sy die bord kos neersit, is hy vra, waar is die tomatiesous? En hier bars hy in trane, want sy dink nou die kos was sleg. Dis 'n basiese kommunikasiefout. Daarom moet ons met mekaar kommunikeer, en ons moet mekaar verstaan, ons moet mekaar verstaan uit die agtergrond wat jy kom, waaruit jy kom, en ons moet mekaar ruimte gee om jouself ook te wees. Ons moet ruimte gee om te wees wie jy is. Maar ons moet deel met hierdie dinge in ons lewe, want as ons hierdie dinge saamdra, dan veroorsaak dit dat ons mekaar nie verstaan nie, en dat daar sekere gedrag in die huwelik is, wat die huwelik verhinder om te groei. Sommige mense sal in 'n tweede, derde huwelik, vierde huwelik, selfs meer. En uit elke huwelik kom daar ook dinge uit jou verlede uit. Vorige huwelik was dit dalk moeilike dinge wat gebeur het, swaar tye gewees, miskien fisiese mishandeling, miskien verbale mishandeling. Miskien het jy finansiëel swaar gekry en was jy dalk blameer daarvoor, of kinders wat uit die huwelik uitkom, en dis jou kinders, my kinders, ons kinders naderhand. En hierdie dinge veroorsaak als baie konflik in die huwelik. En as 'n mens nie daarmee deel nie, as 'n mens nie deel met jou vorige huwelik, en die seer wat daaruit kom, toegelaat het dat die Here jou gesond maak het nie, dan kom jy met daardie seer in jou nuwe huwelik, en dan dra dit net by tot die las van die huidige huwelikse dinge. En dit is baie belangrik dat ons sal deel met ons verlede, dat ons sal deel met die seer van ons verlede, dat ons sal deel met die foute wat ons gemaak het in die verlede. Ons moet nie toelaat dat dit waar ons vandaan kom bepaal wie ek in die toekoms is nie. Jy het nie nodig om te wees wat jou ma en pa was nie. Jy het nie nodig om te wees wat jy dalk geleer was hoe die huwelik moet wees nie. Maar jy moet jou huwelik baseer op die woord van God. Jy moet die huwelik baseer op wat God wil hê julle moet wees.
Julle moet julle huwelik baseer op 'n Bybelse beginsels en nie op jou ma en pa se beginsels nie. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa was, ek was 10 jaar oud toe my pa oorlede is, 'n dag voor my 10de verjaarsdag. En my pa was alkoholist. Ek het geen herinnering waar my pa nie dronk was nie. Al die herinneringe wat ek van hom het, was hy dronk geweest. En daarom het ek nie 'n goeie voorbeeld gehad van wat 'n pa moet wees nie. Maar ek het besluit dat ek gaan anders wees met my kinders. Ek het nie in 'n huis groot geword waar ons vir mekaar regtig gesê het ons is lief vir mekaar nie. Ek het nie in 'n huis groot geword waar ons mekaar gesoen en gedruk het nie. En ek het net besluit, maar ek gaan nie toelaat dat hoe ek groot geword het bepaal hoe ek my kinders en my vrou gaan hanteer nie. En ek kan my kinders vra, ek gee hulle elke dag 'n swinkie, elke dag 'n drukkie. My oudste seun, toe hy eerste span rugby gespeel het en hulle cap gekry het vir interskole, toe sê ek vir hom voor die tyd, jy weet natuurlik, ek gaan jou voor die hele skool soen, toe sê hy, dis reg pa. En ek het hom geluk gewens en hom 'n soen gegee en gedruk en opgetel, want ek het besluit, ek gaan nie soos my pa wees nie. Daarom moet ons nie toelaat dat die seer wat ons in die verlede gehad het, dat ons die huidige persoon met wie ons in die huwelik is, meet aan vorige verhoudings nie. Miskien was daar buiteegtelike verhoudings, miskien was daar, toe jy jonger was, voor jy getroud was, jy so 'n bietjie verder gegaan as wat jy moes. Dis alles dinge wat 'n mens moet mee deel, want daar is bande tussen mekaar, en die Bybel sê dat wanneer jy gemeenskap het met iemand, dan word julle een in die vlees. En in die geestelike realm word daar 'n band gebou, en as 'n mens nie met daardie bande deel nie, en as 'n mens nie vergifnis kry vir jou foute en vir dit wat gebeur het nie, selfs al was jy nie skuldig nie, moet jy vergifnis kry vir dit wat met jou gebeur het, moet jy vergifnis kry vir die egskeiding waardeur jy is, al was jy nie die skuldige een nie. Want God vergewe alle sondes. Jy moet nie toelaat dat jou verlede jou terughou nie. Jy moet nie toelaat dat jou verlede jou verhouding bepaal waarin jy nou is nie. Deel met jou verlede, vergewe die wat jy moet vergewe. Joyce Myers het in een van haar boodskappe gesê, dat om iemand nie te vergewe nie, is soos om gif te drink en te hoop daai persoon gaan dood, of kom iets oor. En onvergewensgesindheid vernietig 'n mens. Ek het eendag 'n grap gemaak met iemand, en 6 maande later is daar 'n vergifnisdiens, en die persoon kom na my toe en sê vir my, sy wil my vergewe. En ek sê, waarvoor? Sy sê, omdat jy daai aand het jy 'n grap gemaak en my baie seer gemaak. En ek het gesê, ek het nie eens besef het jy seer gemaak nie. En vir 6 maande het sy met hierdie wroeging en wrok geloop teenoor my. En was sy kwaad vir my. En ek het dit nie eens besef nie. Ek het aangegaan met my lewe. As jy nie vergewe nie, as jy nie met jou verlede deel nie, dit vreet jou. Dit maak jou klaar. En dit veroorsaak dat die huwelik wat jy in is, dat dit die groei belemmer, dat dit jou verhouding belemmer, dat dit jou terughou, sodat daar nie groei kan wees nie. Al doen jy al die mooi dingetjies, al doen jy mooi dinge, blommetjies en chocolates en al hierdie dinge, en jy bring hier die spooke van die verlede in jou huwelik, dan gaan dit jou altyd terughou. Deel met jou verlede, begin 'n pad saam nuut, en miskien het jy tot op hede jou verlede saamgebring. Eerstens wil ek jy raad gee, praat met mekaar oor hoe jy groot geword het as jy dit nog nie gedoen het nie. Vertel mekaar die dinge wat jy gedoen het, of jy geleer is deur jou ouers. Tweedens, vertel mekaar van vorige verhoudings en ondervindinge en foute wat jy gemaak het, en deel met mekaar hierdie dinge en bely dit, en gee dit vir die Here, en besluit dat jy begin vandag 'n nuwe pad stap, 'n nuwe toekoms bou, en jy laat die verlede agter, soos wat Jesaja 43 gesê het. Dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. God seën julle huwelik. God bless julle uit julle sokkies uit, en dat julle van hierdie oomblik af liewer vir mekaar sal wees, as wat julle ooit was, nader aan mekaar sal kom, want 'n goddelike huwelik is 'n plek waar jy wil wees. 'n ongoddelike huwelik is 'n plek waar jy wil weg. Maak jou huwelik 'n paradys. Amen.